Goeienaand, dit is weer eens 'n voorreg wat ons het om vanaand rondom die woord van die Here by mekaar te kan kom. Of elkeen in sy eie plek. Ek hoop dit gaan goed met jou. Ek hoop jy het 'n mooi week gehad sover. En ja, het was maar warm geweest vandag. Maar die somer is ook reg. Die boere het nodig dat dit moet warm wees, dat hulle oeste kan inbring. Kom ons, voor ons begin met die woord, kom ons bid net saam. En dankie Hemelse Vader vir die voorreg wat ons weer eens het, om vanaand so saam te kan wees. Here, dankie vir u woord, wat reeds geseën is, want u het dit reeds geseën. Dit kom uit u hart uit, en ons sê vir u dankie daarvoor. Dankie, Hemelse Vader, vir u woord. Here, en ek bid dat u dit ryklik aan ons elkeen sal seën, in Jesus naam. Amen. Maar net weer eens, voor ek begin, wil ek net weer vir julle noem, as julle hierdie die skrifte wil hê en die lesmateriaal wil hê, onthou dit is beskikbaar by Henny, ons pastoor. Sy e-mail is pastor@vekcaledon.co.za. Soos ek maar altyd sê, dis nie net vir ons gemeente nie. As jy in die Oekraïne is en jy wil die materiaal hê, jy is welkom, stuur vir ons pastoor 'n e-mail en hy sal dit vir jou aanstuur. Noem dit net vir hom, dat jy soek die lesmateriaal van hierdie gebeds studie of les of wat jy het ook al wil noem. En ons is nog steeds besig met gebed en ons gaan vanaand nog verder aan. En ek dink ek gaan volgende donderdag, dink ek gaan ons klaarmaak daarmee, en dan nog een gesamentlike, ek en Henny saam, gaan weer gesels oor dit. So vanaand is dit maar weer eens gebed. Verlede week het ons gedoen oor die Onse Vader. Kosbaar om al hierdie goed te hoor, en dit help ons om te bid, om meer spesifiek, meer doelgerig te bid. Laat ons nie in 'n klomp woorde praat en ons op die einde van die dag of einde van die gebed sessie, weet ons nie wat ons gebid het nie. So as ek dink aan gebed, as ek kan aangaan daarmee, gebed is nie 'n sisteem, met ander woorde 'n vooropgestelde ding, ek gaan nou so bid vanaand nie. Onthou, 'n gebed, wat ek nou al hoeveel keer gesê het, gebed is my verhouding met my Vader. So, God praat met ons deur sy woord, en ons praat met hom deur gebed. So, ek moet in my verhouding tot my Vader, dis waaroor gebed gaan. So ons moet ontwikkel om 'n verhouding tussen my en my Vader te kan hê. Dit is my doel, of my strewe, hoe ek moet bid. Ek moet nie bid asof dit iemand is daar ver nie. My Vader is hier by my deur sy Heilige Gees. Hy het mos kom woon hier in ons harte. Toe ons hom aangeneem het hy mos hier kom woon in ons. So hy is hier by my, hy is hier in my. So daarom kan ek met hom praat, en hoeveel keer kan ek met hom praat? So, dis nie net nodig om sê soggens en saans te praat. Ek kan elke minuut met hom praat. As ek ry, kan ek met hom praat, want dis my verhouding met hom. As ek dink aan my verhouding met Lisette, my vrou, dan ek praat nie net sekere tye met haar nie, of sekere tye mag ek nie met haar praat nie, want ek ry nou, ek bestuur, ek kan nie nou met haar praat, as hy langs my sit nie. Nee, ons het 'n verhouding met mekaar, ons leer mekaar ken, en ons groei daarin. So, hoe kan ek bid? Ek het hier 'n paar basiese riglyne, maar voor ek by dit kom, riglyne wat ek vir jou net wil aanmoedig hoe om te bid, is Romeine 8 vers 26 en 27 wil ek vir jou lees. Ek gaan eers in Engels lees.
In the same way, the Spirit also comes to help us, weak as we are. For we do not know how we ought to pray. The Spirit himself pleads with God for us in groans that words cannot express. And God, who sees into the hearts, knows what the thought of the Spirit is, because the Spirit leads with God and on behalf of his people and in the accordance with his will. Afrikaans lees vir my baie makliker. Romeine 8, 26 en 27, net so kom ook die Gees ons swakhede te help, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge, en hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. As ek dink aan hierdie skrif, en ek luister so na mense, is daar soveel verskillende verklarings vir hierdie skrif, hierdie twee skrifte, maar vir my die bottom line is van hierdie skrifte is, hy sê, hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is. Met ander woorde, as ek bid tot God, dan kom ek ook miskien op 'n punt wat ek nie weet regtig wat moet ek bid nie. En onthou, die Heilige Gees ken my versigtinge. Hy ken my, en daarom, wanneer ek nie regtig weet wat om te bid nie, want ek is nie altyd doodseker wat is God se wil vir my in hierdie situasie nie, dan weet ek nie regtig hoe om te bid nie. En dis wanneer die Heilige Gees kom en vir my kom intree, om vir my te kom help in gebed. Want hy sê so, die Heilige Gees weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. Ek weet nie altyd wat is die wil van die Here in sekere omstandighede waar ek in is nie. Maar die Gees wat in my is, en daardie selfde Gees is ook in die Vader. En dan kom die Heilige Gees en hy tree vir my in. Hy bid ooreenkomstig die wil van die Vader, wat sy wil is. En so hy help my, want ek het nie die woorde nie, ek weet nie hoe nie, maar hy kom, Heilige Gees kom, en hy tree vir my in by die Vader, want hy weet wat om te bid tot die Vader, wat die Vader se wil is. Nou as ek dink aan die basiese riglyne wat ek vir julle wil noem vanaand is om altyd te bid. Net so 4 punte. Bid altyd en ontwikkel hoe kan ek sê 'n leefstyl om te bid. Wat is daai skrif hier? 1 Thessalonians 5 vers 17 sê, pray at all times, bid sonder ophou. Ontwikkel 'n leefstyl om te bid. Ek is baie keer, as ek dan vra ek, Heilige Gees, herinner my om te bid, want ek vergeet baie keer om te bid, want onthou, in gebed is jy in kontak met die Vader, is jy het ons gemeenskap met hom, en dan vra ek, Here, as ek so hier met my werk besig is en goed, herinner my Heilige Gees, dat ek sal dink aan Jesus, en hom sal eer, hom sal loof en prys, daar waar ek ook al besig is, daar waar ek in die bank staan, miskien in die ry, en jy gesels nie met iemand nie, bid tot die Vader, bid tot hom, moet nou nie klippig daar gaan staan en bid nie, maar jy kan saggies, kan jy hierso in jou binneste kan jy bid, dis 'n geleentheid wat ons het, anders staan ons maar net doelloos, en ons begin dink aan die lang queues, en ons begin dink, hoekom is nie nog 'n teller nie, hulle weet dis einde van die maand, nou het hulle net 2 tellers hierso, maar daar's nog plek vir nog 2, so, in plaas van om daai negatiewe goed te wil opbou, of jy kom daar by Spar of Pick n Pay of waar ook al, en daar's hoeveel tils is oop, maar jy staan sulke lang queues, in plaas dat jy begin dink aan
negatiewe goed. Begin om God te loof en te prys. Begin om te bid tot hom. Vra Heilige Gees, herinner my om te bid. En draai die mense op. Ten minste het jy geld om by Pick n Pay of Spar of waar ook al, Checkers, waar jy is, om te kan betaal. So, daar is soveel om te bid tot hom. En so, probeer 'n lewenstyl vir jou aankweek om altyd te bid. En so ek sê, moet nou nie klippig bid orals nie, jy kan saggies bid in jou binneste. Die tweede een wat ek het, moenie dieselfde woorde oor en oor herhaal nie. Wag gou, by daai eerste ene, bid altyd. Hier's nog 'n skrifgie wat ek vir julle wil lees. Lukas 18 vers 1 wat sê, Then Jesus told his disciples a parable to teach them that they should always pray and never become discouraged. Afrikaans sê, en hy het ook aan hulle gelykenis vertel met die oog daarop dat 'n mens gedurig moet bid en nie moedeloos word nie. Ons kan so maklik moedeloos word. Ons kan so maklik ophou bid. En hier kom God se woord en hy kom sê vir ons vanaand, moenie ophou bid nie. Moenie moedeloos word nie. Die een tot wie ek en jy bid, hy leef, hy hoor ons, hy's 'n werklikheid. Onthou, ons noem hom nou onse Vader, my Vader. Ek bid tot jou. En daarom moet ons, kan ons met vrymoedigheid tot hom bid en nie moedeloos word nie. Onthou, ons gebede word nie altyd beantwoord nie. Dit gaan ek volgende week ook met julle deel, 'n stukkie daarvan. So, moenie moedeloos word nie. Hy hoor ons gebede. Moenie dieselfde woorde oor en oor herhaal nie. Matteus 6 vers 7. When you pray, do not use a lot of meaningless words as the pagans do, who think that their gods will hear them because their prayers are long. Ja, is nogal echt die Engels, né? Matteus 6 vers 7, en as jy bid, gebruik nie 'n ydelle herhaling van woorde soos die heidene nie, want hulle dink dat hulle deur al baie woorde verhoog sal word. Onthou, om baie woorde te gebruik, maak nie laat God nou ons gebede gaan verhoor nie. Onthou, sê vir die Here wat jy vir hom wil sê. Dit help nie, ons gaan nou al daar by Adam en Eva nie. En op die ou en het ons dalk vergeet wat ons wou vra. Maar hier sê, moenie onnodig of moenie dieselfde woorde oor en oor herhaal nie. Onthou, dis 'n verhouding waarin ek en jy is met ons Vader. As ek byvoorbeeld, nou moet ek mooi dink as ek in Lisette, as ek vir haar 'n ding oor en oor en oor en oor sê, dink ek gaan sy nie baie hou daarvan nie, of sy gaan later dalk nie meer luister nie. Ons moet, ek sê vir haar wat ek wil sê. Ek sê vir haar, man, ek is lief vir jou, jy is kosbaar vir my. Dit kan nou seker nou nie genoeg sê vir hulle nie. So dit kan ons nou seker aan mekaar vir hulle sê. Maar as julle hoor wat ek vir julle wil oordra, moenie, onthou, ons is in 'n verhouding met ons Vader. Jy wil vir hom kosbaarhede sê. Jy wil vir hom, onthou, hy's jou pa. Ek wil vir hom omhels, wil ek amper sê, in my gebed, dit wat ek laasweek gesê het van, so ek wil ook vir hom vra, en ek wil nie doekies omdraai om nou te gaan sê, daai en daai nie. Ek is besig met my pa, ek is in 'n verhouding met hom, en daarom kan ek het vir hom sê, op die man af, wil ek amper sê. Die derde punt wat ek hier het, is, praat met ons Vader soos met 'n vriend. Onthou, hy's ons vriend. Hy's nie 'n vreemdeling nie. Hy's nie iemand wat ons nie ken nie. Onthou, hy's ons pa. Ons het hom aangeneem. En hy het ons aangeneem as sy kinders. As ek met my vriende praat,
dan gaan ek nie sê, die ewe, wat se woorde kan ek gebruik? Ek praat om plain Afrikaans, plain, laat hy my mooi kan verstaan, en ons leer mekaar mos ken, soos ons kommunikeer, net soos met ons Vader. Praat met hom soos wat jy met 'n vriend praat, want hy's my pa, so ek kan vir hom plain Afrikaans, wil ek amper sê, kan ek met hom praat. Johannes 15, vers 13 en 14 sê, Engels sê, the greatest love a person can have for his friends is to give his life for them. And you are my friends if you do what I command you. Afrikaans sê, groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Julle is my vriende as julle alles doen wat ek julle beveel het. So, kom ons praat met hom soos 'n vriend. As ek dink aan, daar so baie mense, as ek partykeer luister na, ek hoef nie met 'n ander stem te bid tot hom nie. Ek kan myself wees. Ek kan, soos wat ek nou met julle praat, kan ek met hom praat. Ek hoef nie 'n ander, nou die Afrikaanse verklarende woordeboek gaan al en mooi woorde te gebruik nie. Ek kan met hom praat soos wat ek nou met jou praat. So, want ek en my Vader, ek is in 'n verhouding met hom. So ja, die vierde punt wat ek het, besef dat ons direkte toegang tot God persoonlik het. Wat ek daardeur wil sê, ek hoef nie vir iemand anders te nader om te sê, wil jy nie vir my Vader gaan vra dit en dit en dit, of dit en dit en dit gaan sê nie. Ek het 'n verhouding met hom. Ek hoef nie deur iemand anders te praat. Ek hoef nie nou die pastoor, of die dominee, of die priester, of die, wat is daar, al hierdie geleerde mense, as ek dit so kan noem, vir hulle te bel en sê, yes, ek wil nou bid tot my Vader, maar jy moet nou vir my intree. Ek kan self intree. Ek hoef nie deur iemand tot God te nader nie. Ek kan deur Jesus, ek kan tot hom bid, en hy tree vir my in by my Vader. Ons het 'n voorspraak deur Jesus. 1 Timoteus 2 vers 5 sê, want daar is een God en een middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus. Ons kan, ons hoef nie deur iemand te praat nie, ons kan direk met ons Vader praat, en dit is die lekker waar ons is, of wat ons het, toe ons oorgekom het van die koninkryk van duisternis, na die koninkryk van lig, toe het hy ons aangeneem, ons is nou sy kinders, ons is deel van sy familie, en nou is ons een, so ons kan met hom, ek kan maklik met hom deel, hierdie goed. Ok, nou ek het verlede week gesê, wat verhinder ons gebede, en ek wil gou hier na 'n paar punte kyk, wat verhinder dat my gebede, wil ek amper sê, God bereik, of hoekom antwoord hy nie my gebede nie, 'n paar, as ek dit kan noem, 'n paar hindernisse, wat ek wil uitlig hierso, hoekom ons gebede miskien nie altyd beantwoord word nie. Kom ons kyk gou daarna. En die eerste een wat ek hierso het, is onbelyde sonde. Jesaja 59, vers 1 en 2. Gaan dit eers vir jou lees in die Engels. Don't think that the Lord is too weak to save you, or too deaf to hear your call for help. It is because of your sins that he doesn't hear you. It is your sins that separate you from God when you try to worship him. Wow, mense, dis nogal erg die. Afrikaans sê, kyk, die hand van die Here is nie te kort om te help nie, en sy oor is nie te swaar om te hoor nie.
Dan vers 2, maar julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God, en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy nie hoor nie. Mense, ons het nodig om ons verhouding met ons Vader reg te kry. Ons kan nie maar net dinge doen en leef soos ons wil leef nie, want dit alles die wat ek deel met julle is om prakties in heiligmaking te groei. So, ons het nodig om heiligmaking na te strewe. Ons het nodig, ons kan nie vol sonde en ongeregtigheid leef en dink, as ek nou na my Vader toe gaan, hy moet maar net spring en doen wat ek vra nie. Hy sê, maar julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God. Dis baie erg om te dink hier's 'n muur tussen my en God as ek tot hom wil bid. En dit as gevolg van ongeregtigheid, van goed wat ek doen wat nie reg is voor God in sy oë nie. En hy sê so, dit het 'n skeidsmuur geword. Met ander woorde, ek kan nie deurdring tot hom nie. Hy sê, en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy nie hoor nie. Mense, ons het nodig om wanneer ons oortree, die sonde wat ons doen, om dit te bely, om dit af te lê, sodat my verhouding met my Vader kan skoon wees, kan oop wees na my hemelse Vader toe. Want hier sê die woord, dit is 'n blokkasie, dit is 'n skeidsmuur, dit verberg ons Vader se aangesig van ons, die sondes wat ons doen. So, ons het nodig om dit af te lê. Die ander een is 'n onversoenlike gees. Matteus 6 vers 14 wat sê, want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge nie vergewe nie. Met ander woorde, ons het nodig om mekaar te vergewe. Ons kan nie maar net dink, ek wil bid tot my Vader en hy moet maar net voorsien vir my, want ek is alright nie, maar ek lewe hierso en ek wil nie mense vergewe teenoor mense wat teenoor my oortree of ek teenoor hulle en nou ek het nodig om hulle te vergewe, want dan kan my Vader my ook vergewe en dan dit maak my pad na hom toe, maak dit oop. So ek kan met vrymoedigheid na hom toe gaan. Want my pad is oop. Ek het al hierdie onversoenlike goed het ek afgelê en vergifnis gevra. Derde ene, baie belangrik, bitterheid teenoor ons lewensmaat, bitterheid teenoor my vrou of teenoor my pastoor of my dominee of bitterheid teenoor ander mense in die gemeente, mense in die gemeenskap. Bitterheid teenoor my bure. Kom ek lees vir julle die skrif wat daar is. Hebreërs 3 vers 7. Net so moet julle manne verstandig met hulle, dis nou die julle vroue, saamlewe en aan die vroulike geslag as die swakkere eer bewys, omdat julle ook mede-erfgename van die genade van die lewe is, sodat julle gebede nie verhinder mag word nie. Is hierso ons het regtig 'n ding teenoor die manne. Manne, lewe in vrede met jou vrou saam. Moenie behandel hulle opreg, behandel hulle soos 'n mens 'n vrou behoort te behandel. En so sal ons wanneer ons bid tot God, sal ons gebede nie verhinder word nie. Wees lief vir hulle, soos wat die woord van die Here vir ons sê. Hebreërs 12 vers 15 wil ek vir jou lees. Hebreërs 12 vers 15. Pas op dat niemand in die genade van God veragt nie, dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierdie besoedel word nie. Dis so maklik mense wat ek iets teenoor iemand het en dit raak bitter hier binne in my en ek steek mense aan. Dis wat die woord hierso sê. Hy sê dat hier vers 15 dat
dat daar nie onrus verwek word nie, en baie hierdeur besoedel word nie. Ons weet nie, as ons bitterheid het, ek wil vir julle aanmoedig, maak dit reg, lê dit af. Moenie dit net aflê nie. Gaan maak reg met daai persoon. Jou verhouding met jou Vader is baie meer werd as om te sê, as om te gaan na iemand toe teenoor wie ook al oortree, om te sê, vergewe my man. Ek is sorry, ek het fout gemaak, maar ek wil my verhouding met my Vader, wil ek skoon hê, wil ek oop hê, want dan kan hy luister na my gebed. Hy sê, onthou, hy luister nie na jou gebed nie. En dan sê, jy besoedel baie daardeur, met bitterheid. Dit smeer af aan ander mense. Maak reg jou verhouding met jou mense en met God. Nie, en ek wil duidelik het maak, nie net met God nie, maar met mense. Maak reg, want daar word baie besoedel daardeur. Nog een, deur nie, Jakobus 4 vers 2. Jakobus 4 vers 2. Julle begeer en julle het nie, julle pleeg moord en is naïwerig, en julle kan niks verkry nie. Julle veg en maak oorlog, en julle het nie omdat julle verkeer, omdat julle nie bid nie. Ons het nodig om te bid. Ons het nodig om te vra vir die Here. Moenie dink, hy weet mos wat ek nodig het. Nou, hy sal vir my voorsien nie. Ons het nodig om te vra vir hom. Hy is ons Vader, ons hoef nie bang te wees vir hom nie. Ons kan met vrymoedigheid, want onthou ons, ek en hy het 'n verhouding met mekaar. So daarom kan ek met vrymoedigheid na hom toe gaan. Vra vir hom. Hy nooi ons uit, kom vra. Die 5de punt wat ek hierso het, deur te vra met 'n selfsugtige en ander verkeerde motiewe. Jakobus 4 vers 3. Jakobus 4 vers 3 sê, julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welleste deur te bring. Die engel sê, you want things but you cannot have them, so you are ready to kill. You strongly desire things, but you cannot get them. So you quarrel and fight. You do not have what you want because you do not ask God for it. And when you ask, you do not receive it because your motives are bad. You ask for things to use for your own pleasures. As ons vra, baie keer verhinder dit ons, omdat ons selfsugtig, ek vra vir die Here, want ek is selfsugtig nou. Wat 'n voorbeeld kan nou gebruik? Dis, jy wil nou 'n nuwe kar hê, of 'n nuwe wasmasjien hê. Maar jy het dit nie regtig nodig nie. Jy wil nou iemand beïndruk daardeur. Jy wil nou vir iemand wys, ek is nou beter as jy, ek kan dit ook. Jou motiewe is verkeerd. Dis wat die woord van die Here hierso sê. Hy ken ons hart. Moenie oppas dat jou motiewe reg is, voor ons na God toe kan gaan, en voor hy ons kan beantwoord. Spreuke 21 vers 13 sê, if you refuse to listen to the cry of the poor, your own cry for help will not be heard. Ja, is reg. Afrikaans sê, wie sy oor toestop vir die geskreeu van die arme, hy sal self ook roep en nie verhoor word nie. Mense, as ons alle mense kan help, daar's soveel skrifte wat ek nie nou gaan noem nie, wat ons eintlik vir die Here help, as ons die armes help. Ons het nodig om dit te gee. Dis om ons my verhouding met my Vader reg te hê. Ek sit miskien met 2 bode hier by my, en hier kom iemand en hy kom vra 'n boot, en ek sê nee, ek gaan nie vir jou gee nie. Die goed het alles meriete, hoor, maar wat ek wil sê, hoor my hart, ons het nodig om vir hulle te help. Al help jy hulle deur jou gemeente se maatskaplike raad of hoe ook al, maar moenie jou oor toemaak vir die armes nie. Help hulle waar jy kan. En dan die laaste ene, onsensitiwiteit
teenoor die woord van God. Met ander woorde, ek luister nie na die woord van God nie. Spreuke 28 vers 9 sê, if they do not obey the law, God will find your prayers too hateful to hear. Ja, die woord is reg. Die Afrikaans sê, wie sy oor wegdraai om nie na die wet te luister nie, selfs sy gebed is 'n gruwel. Nou, dadelik gaan jy seker sê, ja, maar ons is nie onder die wet nie. Die wet is nie, het God vervul deur waar is daai skrif nou? In elk geval, dit gaan oor, ons moet God lief hê met ons hele hart, en dan die tweede gebod hiermee saam, ons moet ons naaste lief hê soos onsself. Moenie jou oor toemaak en wegdraai van dit nie. Ons moet God lief hê met ons hele hart, ons moet ons naaste lief hê soos onsself. Dit is die wet, dit is die opdragte van God aan sy kinders. So moenie jou oor wegdraai nie van hulle wat swaar kry nie. Ek gaan volgende week, ek gaan stop hierso, ons tyd is alweer, dit gaan so vinnig, en ek gaan volgende week met julle deel oor verskillende tipes gebede wat daar is. So moenie dit mis nie, en nog so 'n paar ander goetertjies wat ek met julle ten slotte gaan doen oor gebed. Daar is so baie, God se woord is so ryk, en dit alles, mense onthou wat ek van die begin af gesê het, dit is alles om vir my en vir jou in 'n verhouding met ons Vader te help groei, sodat ons, dis om ons verhouding met mekaar te nader aan mekaar te kan laat groei deur gebed. En daarom is gebed so belangrik. En mag die Here vir jou seën, mag hy vir jou versterk, en ja, kom ons, en mag jou gebedslewe 'n fees word. Ek wil regtig vir jou aanmoedig, moenie laat jou gebed 'n las wees nie. Dit is, gebed moenie 'n las wees nie, want dan het ons die punt gemis. Gebed moet wees, ek is opgewonde, ek is bly, ek sien uit daarna om met my Pa te praat, om met hom in verhouding te wees, en dit is eintlik heeldag, heel nag, wat ons in daai verhouding kan wees. Daarom kan ons heel dag en heel nag kan ons opgewonde wees oor hierdie verhouding wat ek en my Vader het. Kosbaar is dit, kom ons bid net saam. Dankie Hemelse Vader, dat ons in hierdie aand weer so saam kon wees. Dankie dat ons kon gesels uit die woord uit, Here, en help U vir ons om waarlik te groei in hierdie heiligmaking, in ons verhouding met U, Here, want U is ons Vader, U is ons vriend, Here, U is ons lewe, U is nie iemand daar ver nie, U is hier by ons. Vader, en ek wil sommer in hierdie aand bid. Here, daar is soveel mense wat in nood is in hierdie aand. Here, as ek dink aan die plaasmoorde, Here, nie net plaasmoorde nie. Here, daar hoeveel word vermoor op ander plekke ook in ons land, in die wêreld. Vader, wees U met daardie mense ook. Dis families wat swaar kry. Here, dis die vyand wat kom steel en slag en verwoes, en ons weerstaan daardie werke van die vyand in die naam van Jesus. Hemelse Vader, ek wil bid, Here, hier's van ons jong mense wat deur moeilike tye gaan. Here, ons wil bid dat U hulle sal oplig deur die Gees. Here, dat U vir ons ook sal opwek om met hulle te deel. Here, om vir hulle lief te wees, om net ons arms ook om hulle te slaan. Here, in die Gees en hulle op te lig, want hulle is kosbaar. Here, seën U vir hulle. Vader, ek bid ook vir ons boere en almal wat oes. Here, seën U vir hulle, en dankie vir die oeste wat U vir hulle ook gee. Here, dankie vir ons besigheidsmanne en vroue, dat U hulle sal seën om eerlike besigheid te doen. Here, sodat U hulle nog meer kan seën, my Vader. Here, want al hierdie goeie gawes kom vanaf U, en ons eer U daarvoor.
Seën ons elkeen verder in hierdie aand. Wees U met ons in Jesus naam. Amen. Mag jy 'n mooi aand hê verder en mag die Here vir jou ryklik seën. Mooi naweek ook en blessings vir jou. Jy's kosbaar en die woord van die Here sê jy's hoog geag. Jy's kosbaar in my oë. En hy sê ek ken jou by jou naam. Jy's myne. Amen. Kosbaar is sy woord. Mooi aand.